Môre aan almal, môre ook aan die YouTube kykers en Facebook kykers. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na 'n man wat baie na in God se hand was. Dit was Moses. Hy was definitief een van God se blue eyed boys, sy favourites. As 'n mens kyk na sy hele lewe, hoe hy bewaar was, hoe hy groot geraak het in 'n basies as 'n farao, maar God het vir hom 'n groter doel gehad om sy volk uit Egipte te lei. En na baie jare wat hy hulle lei, toe maak hy 'n foutjie. Dit is waaroor ons wil vandag praat. Is dat die eerste punt is net, ons kan nog steeds val, al het jy 'n noue verband met God. Ons lees in Numeri 20. Die Here het met Moses gepraat en gesê, neem die staf en maak die volksvergadering bymekaar. Jy en jou broer Aaron moet julle voor hulle oë met die rots praat. Die rots sal sy water gee. Jy moet vir hulle water in die rots laat kom en die volksvergadering en hulle vee laat drink. Toe het Moses en Aaron die geloofsgemeenskap voor die rots bymekaar laat kom en vir hulle gesê, luister nou opstandiges, moet ons uit hierdie rots vir julle water laat kom. Moses het sy hand gelig en die rots 2 keer met sy staf geslaan. Toe kom daar baie water uit, sodat die volksvergadering en hulle vee kon drink. Nou daar kan 'n mens klaar agterkom. God het vir Moses gesê, praat met die rots. En Moses het nie gegaan en gepraat nie. Hy het die rots gaan slaan. En dit is nie wat God wou gehad het Moses moet doen nie. Nou as ons bietjie dink, nou hoekom sal Moses nou dit doen? Want Moses het sy hele lewe lank presies gedoen wat God vir hom gesê het hy moet doen. Anders sou hy nooit die volk uit Egipte kon lei nie. So in al sy jare het hy stap vir stap gevolg en nou ewe skielik breek hy wat God sê. Nou die eerste ding wat ek dink is, ek dink op daai stadium Moses was woedend geweest. Hy was frustreerd. Want die Israeliete, hulle het verskriklik gekla. Hulle het permanent na hom toe gekom en met al hulle klagtes na hom toe gekom. Hulle was nooit tevrede met wat hulle gekry het nie, en baie kere dan lees 'n mens, hulle het getwyfel dat God ooit saam met hulle is. Na al die wonderwerke wat hulle gesien het hulle nog steeds gekom en gesê, hulle weet nie of God regtig bestaan nie. En waar Moses net vir hulle sê, as net daarso, luister na opstandiges, waar hy kwaad raak. Want hy voel op daai stadium, God het so baie foute vir julle gedoen, nou moet ek vir julle weer wys, laat God daar is vir ons. Hoekom kan julle nie net inneem, laat God met ons is nie, julle is opstandig. En ons lees tot later wat hulle vals gode maak, uit goud uit, en daar rondom dans, terwyl hy op is met die berg om die gebooie te gaan. So Moses het met 'n baie moeilike werk gestaan as leier. Maar dan moet 'n mens ook dink, weet jy, hoe sou jy gevoel het as jy weggeneem was van waarom jy gewoond was? Dit was slawerny geweest, maar jy was in dit ingebore, want die Israeliete was vir 400 jaar gevangenes geneem in Egipte. So daardie volk het niks anders te geken as hulle lewe as slawe. En nou ewe skielik word jy uitgevat uit jou comfort zone uit. Nou word jy ewe skielik in die woestyn geplaas.
Nou, dink jy vir jouself, nou wat sien is nou beter? Ten minste het jy kos gehad, jy het 'n bed gehad, en jy het sekerheid gehad. Maar wat 'n mens dan vergeet is, jy was 'n slaaf gewees. Waar God ons baie keer roep na vryheid toe, maar daai vryheid kan net gekry word in die woestyn. Want dit gaan verandering van jou vat. En dit help nie 'n mens kla die hele tyd daaroor nie. Dit help nie 'n mens twyfel daaraan nie. So baie keer moet 'n mens dink, dit is wat Moses moes deurgaan. En in my opinie, dit is een van die redes hoekom hy toe daai rots net geslaan het. Net uit frustrasie gesê, hierdie mense, ek kan nie met hierdie mense meer nie. Hoekom sien hulle nie God is met ons nie? Hoekom kan hulle nie sien dat God ons wil help nie? En hy het net gesê, luister hier opstandiges, moet ons vir julle water uit hierdie klip kry, hy en Aaron. En 'n tweede deel wat 'n mens ook daaruit kan kry is, miskien was daar so 'n klein bietjie trots gewees in Moses. Want as 'n mens lees, hy vra, moet ons uit hierdie rots vir julle laat water kom? Nie, moet God vir julle laat water kom? Moet ons? Ek wat Moses is en Aaron vir julle laat water uitkom. En dit is ook wat baie keer in 'n mens se lewe kan gebeur. Jy raak baie keer so gewoond aan dinge, soos byvoorbeeld as 'n mens dink die lewe van Moses. Hy het verskriklik baie wonderwerke beleef in sy lewe. Van die brandende bos tot waar die staf en slange verander het, die 10 plaae, die see wat geskei is, die ligkolom in die aande, die wolkkolom deur die dag. Verskriklik baie. So daai supernatural het vir hom natural begin voel. En baie keer, en soos ek sê, dit is hoe ek dit insien, is dat baie keer begin 'n mens dink, dis jy. Jy daai mag. Jy gaan vir iemand nou bid, en hy gaan gesond raak. En 'n mens vergeet nie. Mens moet altyd onthou, dis God wat deur jou werk. Die mense noem jou dalk profeet, pastoor, daar's baie titels daar buite. Maar dit is nie jy wat daai krag besit nie. Dis God wat deur jou werk wat daardie krag besit. Jy's die wissel wat daardie krag inneem en dan uitgee vir ander mense. Maar baie keer dink 'n mens, I've arrived. Ek het nou 'n titel, ek het nou 'n label. Nou moet jy na my kyk, nou moet jy na my luister. En dis nie die titel wat jy maak nie, dis God. En net so vinnig soos wat hy jou daar gebring het, kan hy jou vat. En dit is 'n les wat 'n mens ook daaruit kan leer. Of dit nou Moses se ware gedagtes was, of nie, is dit nog steeds 'n les wat ons daarby kan kry, is nederigheid. Maak nie saak hoe groot werk God vir jou gee nie, maak nie saak hoe groot posisie God vir jou gee nie. Jy moet altyd nederig bly, altyd humble. Want is nie jy nie, dis God wat deur jou werk. Ons is stories, as dit kom, ek weet nou nie wat is die Afrikaans, as iemand my dalk kan help met daai ene. Rentmeester, dankie. Ons is net rentmeesters, jy weet, ons besit nie alles wat ons het nie. Dit word aan ons geleen. As 'n mens dink, jou kind, dit voel baie keer, dis die naaste wat jy het. Maar dink daaraan, God het jou kind geken nog voordat hy alles geskaap het. Het hy geweet, hy gaan daai kind daardie dag, daardie tyd skape. Daai kind gaan blou oë, blonde hare hê. Hulle gaan hom dit noem, dit is die beroeping wat ek vir hom gaan gee. So voordat hy nog geskape was in jou, het God al reeds hom geroep en gesê, daar,
Maar hy het gesê, weet jy wat, daardie kind, daardie seun wil ek graag vir hierdie ouers gee. Hulle moet hom vir my groot maak. So kom ek gee hierdie kind vir daardie ouers. Kom ek leen hom vir hulle. En so met alles wat ons doen. So vertroue gaan altyd verwant met gehoorsaamheid. Want as 'n mens dink, God wou iets groters vir die mense gewys het op daardie stadium. Maar Moses het gegaan en sy eie ding gedoen. Hy het die rots gaan slaan. Nou die ding wat hy wou vir hulle gewys het, is die vergelyking van Jesus, want ons weet, Jesus is ons rots. Ons praat baie keer van Jesus is die rots. Dis die fondasie waarop ons geloof bou. En tot hierso kan 'n mens ook Jesus sien as die rots. Want as 'n mens kyk na Exodus 17, nou, dit is so bietjie voor die keer wat hy gevra het, Moses met die rots praat. Kyk, ek sal daar voor jou staan op die rots by Horeb. Jy moet op die rots slaan, dan sal daar water uitkom en die volk sal drink. Moses het dit toe gedoen ten aanskoue van die oudstes van Israel. Hy het die plek Massa en Mariba genoem, na aanleiding van die Israeliete se verwyte. En omdat hulle die Here uitgedaag het deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Daar kan 'n mens klaar wat die volk doen. Daag die Here uit, challenge hom. Bestaan die Here? Toe sê die Here, okay, God, dis reg, kom ek wys my mag weer eens vir my volk. Slaan hy ons, dan sal daar water uitkom. Nou as 'n mens daaraan dink, Jesus was ook geslaan vir ons. Hy was gekruisig. En voor sy kruisiging was hy letterlik geslaan gewees. Hy was gemartel. En lewende water het uit hom uitgekom. Sy bloed, wat ons skoon was. So alreeds in Exodus wil God vir sy mense daar wys. Die volk vra vir die Here, is die Here in ons midde? En hy sê, en hy wys vir hulle, ja, slaan daai rots en daar sal water uitkom. En dis presies so in die Nuwe Testament ook, waar die mense ook maar begin wonder het, jy weet, is God ooit nog met ons? Is hy hier? En hy sê, ja, ek gaan my rots vir julle stuur. My seun, Jesus, die rots. Slaan hom en daar sal water vir julle uitkom. So dit was klaar gedoen gewees. Dit is hoekom God die tweede keer vir Moses sê, praat met die rots. Nie slaan nie. Die rots was klaar een keer geslaan gewees. Hoekom wil jy hom weer slaan? Praat met hom. En dit is wat ons vandag ook kan doen. Ons kan net met die rots praat. Ons kan net sê, in die naam van Jesus. Ons hoef hom nie weer te kruisig nie, ons hoef hom nie weer te martel nie. Dit was alreeds gedoen. Die bloed het alreeds vir ons gevloei. En dit is hoekom dit so verskriklike daad was van Moses se kant af. Want hy wou sy vir sy volk gewys het. Die rots was die eerste keer geslaan. Nou kan jy net met hom praat. Het is nie nodig om weer te slaan waar daar water uitkom nie. Praat en jy sal kry. Vra net, ek sal vir jou water gee. Ek sal vir jou lewe gee. Maar baie keer ook in ons eie lewe, dan wil ons die rots weer slaan. Want ons raak kwaad, ons raak trots, en dan is dit asof ons Jesus weer op die kruis sit. En dis nie wat God wil hê ons moet doen nie. En dit is hoekom hy Moses en Aaron
gestraf het. As jy weer teruggaan vir na Numeri, toe vir ons die laaste 2 verse. Daar's hy. Maar die Here het vir Moses en Aaron gesê, omdat julle nie vertroue in my gestel het, om my heiligheid voor die oë van die Israeliete te erken nie. Daarom sal julle hierdie geloofsgemeenskap nie in die land inneem wat ek vir julle gegee het nie. In die begin as jy die storie lees, dan dink 'n mens maar, dis bietjie 'n rowwe straf. Hy het net 'n klip geslaan en nou sê God vir hom, jy gaan nie die heilige land in nie. Maar as 'n mens kyk wat die klip voorstel, dan sien 'n mens hoekom God gedoen het wat hy gedoen het. Want hy wou vir sy volk gewys het, Jesus. Jy kan met Jesus praat en jy sal gekry. Dit is hoekom daar staan, omdat jy nie vertroue in my gehad het. As jy in iemand vertrou, luister jy wat daardie persoon sê. En hoe meer vertroue jy in daai persoon het, hoe meer kan jy luister na daai persoon. Ek meen, as 'n wilsvreemde persoon wat jy van geen kant af ken nie, na jou toe kom en vir jou sê byvoorbeeld, verkoop jou kar. Jy gaan dink, hoekom? Wie is jy? Ek ken nie nog glad nie. Dus ons het nie vertroue in iemand wat wilsvreemd is en nou kom hy nog en sê, verkoop jou kar. Maar as jou geestelike mentor of iemand waaraan jy regtig baie naby is, vir jou kom en sê, weet jy wat, daai kar moet jy verkoop. Dan gaan jy dit oorweeg. Jy gaan dink, okay, ek het dalk hierdie kar bietjie lank, dalk tyd laat ek hom verkoop of iets soos dit. So, dit gaan alles met vertroue. Dit is hoekom God amper nie kon glo dat Moses en Aaron nie vertroue in hom kon hê nie. Na so lank wat Moses se pad stap met God en nog steeds nie vertroue gewys het nie. En natuurlik soos hy sê, daar so vertroue in my gestel het en om my heiligheid voor die oë van die Israeliete te erken. Want Moses het nie gedoen wat God gevra het nie. Moses het gedoen wat hy gedink het is reg. Maar die beste van alles, God het hulle nog steeds geseën met om water te laat uitkom. En dis 'n ding wat 'n mens ook kan aan dink. Is dat baie keer doen 'n mens iets wat verkeerd is in God se oë. En ja, jy gaan dan nagevolge voel. Dit is so. God gaan vir jou wys, maar hoorie, Boeta, Sissa, jy het nou nie reg gedoen nie. Hier is jou nagevolge. En dan baie keer en dan wonder 'n mens, maar hoekom gaan my lewe nou so die mekaar? Wat gaan nou aan? Dis maar net God wat vir jou sê, luister, jy gaan nie die beloofde land in nie. Party foute wat jy maak, kan jou beloofde lewe kos. God het baie keer 'n intended lewe vir jou, wat hy graag vir jou wil hê. Maar dan baie keer ons besluite wat ons neem, ons aksies, maak dat ons wegstuur. Want ek weet, Moses het die beloofde land gesien. Hy was daar, was by die rand gewees. Maar hy het nie ingegaan nie. Hy kon nie. Hy het dit gemis. En dis baie keer hoe naby ons kom aan ons lewe. God wys vir ons baie keer. Kyk daarso, dis die lewe wat ek vir jou wou gehad het. Maar toe maak jy hierdie verskillende besluite. Gaan maar weer 40 jaar om jou woestyn. Jy gaan nie hierdie beloofde land sien nie. Maar die beste van alles, God was nog steeds saam met Moses en sy volk deur daai addisionele 40 jaar. Hy het hulle nie gelos nie. Hy het nie gesê, gaan ek bly net hierso, ek sal vir julle hier wag by die beloofde land nie. Hy was saam met hulle gewees. Hy het tot julle aan die einde Moses kom haal. So hy was nog steeds lief vir Moses gewees.
Hy het nie vir Moses net daar gelos en gesê, gaan nie, hy het nou fout gemaak, sorry, nou is ek nie meer lief vir jou. Hy was werklik lief vir Moses gewees. En op die laaste van Moses het hy nog steeds gesê, weet jy, kom saam met my. En hy was opgeraap in die hemel. Dis hoe lief God vir Moses was. So baie keer moet 'n mens kyk na jou besluite. En so, ja, om af te sluit, God roep ons elke keer na 'n verhoogde vlak van vertroue toe. Net soos wat hy Moses geroep het na 'n verhoogde vlak. In die begin slaan die rots, dis reg. Maar die tweede keer nie slaan nie, praat net. Dit vat 'n bietjie meer geloof, want om te slaan is 'n aksie. Daar breek jy 'n stuk van die rots oop en daar kom iets uit daarso. Dit maak sin. Maar nou sê God vir hom, praat. Okay, nou, hoe gaan daar nou ewe skielik water uit daai klip uitkom? Maak nie sin nie. Kom ek slaan hom gou-gou weer. Jy weet taal. Nee. Vertroue. En hoe verder jy loop met God, hoe dieper jou verhouding met God raak, hoe meer moet jy in hom vertrou. Want baie keer hoe dieper jy in hom ingaan, gaan hy vir jou al hoe crazier goed vra om te doen. Wat nie vir jou sin sou maak in die begin nie, maar hoe dieper jy in hom beweeg, hoe meer besef jy, ja, my God kan nie. So, as ek nou die volgende keer 'n spreekbeurt het, gaan ek bietjie met julle praat oor die besluite voor die val. Dit sal 'n reeks wees oor ons besluite wat jy neem voordat jy sien daar val jou lewe uitmekaar uit. Hoe jy tot op daai punt gekom het en ook wat jy kan doen om dit raak te sien voor die tyd. Ons gaan 'n bietjie kyk na mense in die Bybel wat jy kan van die begin af gesien het. Kyk haar, hulle is besig om droog te maak en dan ewe skielik dan kom hulle net tot 'n val. Maar dis vir volgende keer. Kom ons sluit ons op. Goeie Here, baie dankie dat ons weet, ja Here, al maak ons droog. Jy weet, niemand van ons is perfek nie, Here. U is perfek. En laat ons weet, U sal nog steeds lief bly vir ons. Al moet ons baie keer die nagevolge van ons aksies voel. Weet ons, U is nog steeds met ons. U versuim ons nie. Elke tree wat ons gee, sal U met ons wees. Maar laat ons ook weet om dieper in U te vertrou. As U vir ons vra, spreek met die rots in ons lewe. Laat ons nie die rots gaan slaan nie. Laat ons werklik in U glo. Laat ons werklik kan in U vertrou, Here. Ons bid dit in U naam se wil. Amen.